hartlike goeie dag van my Ansie Smit. En my Yvonne Besuidenhout. Ons gesels vandag 'n bietjie verder oor God se liefde. Ons het die vorige program gekyk na die verskille tussen God se liefde, menslike liefde die eros, God se liefde die agape. As ons na die kruis kyk, dis vir ons 'n wonderlike voorbeeld en ook 'n bewys van God se groot, onverstaanbare, onverklaarbare, onbegryplike liefde. En al manier hoe ons dit beter gaan verstaan of beter kan uitleef is, hoe meer tyd jy in die woord spandeer, hoe meer tyd jy in sy teenwoordigheid spandeer, hoe meer tyd jy in gebed spandeer, hoe meer gaan jy God se liefde ervaar. So ons wil julle werklik aanbeveel, aanraai, spandeer tyd by God, sit by sy voete, luister na sy stem, lees sy woord, want dit is die basis van ons kinders van God. As ons hierdie liefde van God nie verstaan nie gaan ervaar nie as 'n geskenk gaan ontvang nie, sal ons dus nooit kan uitlewe. En dis die liefde van God in ons lewe wat werklik 'n verskil daar buite in die wêreld gaan maak. So kom ons kyk, liefde is die basis van ons Christelike geloof. Elke kind daar buite van God moet weet hoe groot God se liefde werklik is. As ons nie in hierdie liefde bly nie, kan ons nie in God bly nie. En die teenoorgestelde is ook waar, as God se liefde nie in ons bly nie, hoe kan ons vir ander mense lief wees? So kom ons kyk dan ook 'n bietjie verder na die ander Engelse vertalings. Ja, en kom ons gebruik hierdie tyd om 'n bietjie ons eie lewe in oënskou te neem. Het ek die liefde soos wat God se woord is, of het ek net liefde van myself? Waar die Here sê tog in sy woord, waar kom oorlog en daai goeders vandaan? Dit kom uit liefde wat verkoud het vir sy medemens, uit hebsug en selfsug, al hierdie dinge wat nie liefde is nie. So kom ons kyk 'n bietjie, as ons hierdie dinge meer in ons lewe kan toepas, dan sal die wêreld sommer baie beter wees. So kom ons kyk 'n bietjie die amplified version van Korintiërs 13 sê, if I speak with the tongues of men and of angels, but have not love for others growing out of God's love for me, then I have become only a noisy gong or a clanging cymbal, just an annoying distraction. And if I have the gift of prophecy and speak a new message from God to the people and understand all mysteries and possesses all knowledge, and if I have all sufficient faith so that I can remove mountains, but I do not have love reaching out to others, I am nothing. I'll give all my possessions to feed the poor, and if I surrender my body to be burned and do not have love, it does not do me any good. Love endures with patience and serenity. Love is kind and thoughtful and is not jealous or envious. Love does not brag and is not proud or arrogant. It is not rude. It is not self-seeking. It is not provoked nor of overly sensitive and easily angered. Ons kan partykeer soms so maklik so sensitief wees. Ek vat myself, jy weet, ek sien myself altyd as 'n sterk persoon, 'n sterk leier, maar ook soms 'n bietjie oorsensitief. So dit sien ons tog is nie die liefde nie. So hieraan werk ek en bid ek voor. Verder sê dit vir ons, it does not take into account wrong endured. It does not rejoice at injustice, but rejoice with the truth when right and truth prevail. Love bears all things, regardless of what comes, believes all things, looking for the best in each other or in each one, hopes all things, remaining steadfast and during difficult times, endures all things without weakening. As dit moeilik gaan in die huishouding, dan moet die vrou nie net sommer nou haar tassie pak en terug gaan na haar ouer huis toe nie, want is juis in hierdie swaar tye wat ons liefde groei, wanneer ons regtig net vir mekaar omgee, mekaar help. Love never fails, it never fades nor ends, but as far as for prophecies, they will pass away.
As for tongues, they will cease. As for the gift of special knowledge, it will pass away. For we know in part and we prophesy in part. For our knowledge is a fragmentary and incomplete. But when that which is complete and perfect comes, that which is incomplete and partial will pass away. When I was a child, I'll talk like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I become a man, I did away with childish things. For now, in this time of imperfection, we see in a mirror dimly, a blurred reflection, a riddle of enigma. But then, when the time of perfection comes, we will see reality face to face. Now, I know a part, just in fragments, but then I will know fully, just as I have been fully known by God. And now there remain faith, abiding, trust in God and His promises, hope, confident expectation of eternal salvation, love, unselfish love for others growing out of God's love for me. These three things, the choice, grace says, but the greatest of these is love. Ja, kom ons kyk 'n bietjie na 1 Korintiërs 13, die nuwe vertaling, hoe onbeerlik die liefde is. Al sou ek enige taal op aarde of selfs in die hemel kon praat, maar ek kom die liefde kort, het ek 'n galmende trom of 'n klinkende simbaal geword. Vers 2, en al sou ek die gawe van profesie en sou ek alle geheime kan ontrafel en al die kennis ter wêreld hê en al sou ek genoeg geloof hê om berge te verskuif, maar ek kom die liefde kort, sou ek 'n ronde nul wees. En al sou ek al my besittings vir die armes gee en selfs my liggaam opoffer sodat ek my daarop kon beroem, maar ek kom die liefde kort, dan sou dit my niks help nie. Die liefde is geduldig, vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde blaas nie sy eie beel nie, is nie vol van homself nie, die liefde tree nie onwaardig op nie, stel nie sy eie belange voorop nie, is nie kort van draad nie, hou nie boek van die kwaad wat hom aangedoen word nie. Soos Yvonne net nou gesê het, ons is baie keer so kort van draad, baie keer soos bietjie geïrriteerd, en baie keer hou ons tog maar boek van hierdie kwaad, hier agter in jou kop bære, jy dit, Piet of Koos het dit of dit gesê of gedoen, so ek bære dit maar hier agter. Maar dan sien ons, dis nie God se liefde nie, want wat sou met ons gebeur het, as God ons sonde gebære het? Hy sê, ons sonde is weggewas, hy dink nooit meer daaraan nie. So kom ek en jy, oordeel onsself, met watter tipe liefde trek op, met watter tipe liefde behandel ek ander mense, baie keer, met watter tipe liefde behandel ek myself. Ons sien baie keer mense wat hulle self so te nakom, baie van die mense is so hartseer, hulle sny hulle en hulle doen alle verkeerde dinge aan hulle liggaam, omdat hulle nie liefde het in hulle lewe nie, hulle het nog nooit God se liefde ervaar nie, ontvang nie of erken nie, en daarom kan hulle ook nie hulle self lief hê of ander mense nie. So kom ons keer terug werklik na ons eerste liefde toe. As ons verder lees vers 6, dit tree nie oor die onreg wat plaasvind nie, en juig as die waarheid seëvier. Baie keer is ons tog maar 'n bietjie jaloers of 'n bietjie afgunstig as Piet of Koos of Klaas 'n blessing gekry het, soos ons sê, vir 'n groot bedrag geld, bevordering by die werk, wat jy voorgehoop het, dan voel ons 'n bietjie, ek voel nie lekker nie, hoe hy dit gekry, wat het ek gedoen, of wat het hy gedoen, om dit te verdien. Maar kom ons juig saam met daardie persoon en sê dankie, want ons weet as God daardie persoon seën, kan hy ook vir ons seën. Die liefde bly stil oor ander se foute, en dit bly steeds vertrou, en dit hou aan met hoop. Dis ook nog 'n lesie wat ons moet leer, dat ons nie ander mense se foute moet herhaal, of net moet sê, het jy gehoor wat het Koos of Sannie of Piet gedoen nie. Kom ons bly stil oor hierdie foute, want dit is God se liefde. Ons verduur alles. Die liefde vergaan nooit.
maar profesie sal tot niet gaan, spreek in tale sal ophou, kennis sal verouderd raak. Vers 9, ons ken maar ten dele, en ons profeteer maar net ten dele. Vers 10, wanneer die volmaakte egter gekom het, sal al die onvolmaakte uitgedien wees. Vers 11, toe ek nog klein was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek volwasse is, het ek die dinge van 'n kind ontgroei. So kom ons leer ook om geestelik volwasse te word, en nie geestelik meer soos babetjies te wees. Jy kry baie kinders van die Here, wat 40, 50 jaar oud is, en dan, as jy met hulle gesels of hoor, dan hoor jy, maar hierdie groot man of vrou het eintlik nog gedoek, hy is eintlik nog 'n geestelike babetjie. So kom ons leer uit die woord, hoe om geestelik volwasse te word, geestelik op te tree, te dink en te praat. Vers 12, nou sien ons dinge nog net vaag weg, soos in 'n dowwe spieël, maar eendag sal ons dit glashelder sien. Nou verstaan ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle verstaan, net soos God my nou ten volle verstaan. Wat 'n wonderlike voorreg wat ons het, dat God ons werklik ken en hy verstaan ons. Vers 13, al wat sal bly is geloof, hoop en liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan bly steeds die liefde. As ons dit gaan meet, dan is die liefde soos 'n gordyndraad, en alles wat hang, geloof, vriendelikheid, geduld, alles is in hierdie geloof gekoppel. So ons moet, as daar iets by jouself opkom, of as jy bid, vir die Here vra, wys my, waar het ek opgetree sonder liefde, waar het ek gepraat sonder liefde, en vra vergifnis, en vra die Heilige Gees om jou te help en te leer. Baie keer is daar 'n risie was, of opinies wat nie saam gegaan het, en jy het nie saam met 'n ander persoon gestem nie, of jy wil jou kind of jou kollega reghelp. Kom ons leer om dit met liefde te doen, want dis die enigste manier ons werklik die wêreld gaan wen na God toe. Ja, ons kyk so 'n bietjie na die verskillende vertalings. Ek weet ons herhaal baie van die skrif, maar ons wil hê julle moet sien wat die verskillende vertalings, hoe hulle dit uitspreek, ander woorde gebruik, alles dieselfde betekenis, maar ander woorde, sodat ons dit beter kan verstaan. Ons kyk bietjie weer verder na 1 Korintiërs 13 volgens die TPT. Love the motivation of our lives. If I were to speak with eloquence in earth, many languages, and in the heavenly tongues of angels, yet I didn't express myself with love, my words would be reduced to the hollow sound of nothing more than a clanging cymbal. And if I were to have the gift of prophecy with a profound understanding of God's hidden secrets, and I had possessed unending supernatural knowledge, and if I had the greatest gift of faith that could move mountains but have never learned to love, then I'm nothing. And if I were to be generous as to give away everything I own to feed the poor, and to offer my body to be burned as a martyr, without the pure motive of love, I would gain nothing of value. Love is large and incredibly patient. Love is gentle and constantly kind to all. It refuses to be jealous when blessing comes to someone else. Love does not brag about one's achievement nor inflate in its own importance. Love does not traffic in shame and disrespect, nor selfish seek its own honor. Love is not easily irritated or quick to take offense. Onthou, so rukkie terug het ek en Ansie 'n program gemaak oor offense. Gee ons offense of neem ons offense? So kom ons dink 'n bietjie aan hierdie liefde. Love joyfully celebrates honesty, celebrates honesty and finds no delight in what is wrong. Love is a safe place of shelter, for it never stops believing the best for others. Love never takes failure as a defeat, for it never gives up. Love
is like a perfect love. It never stops loving. It extends beyond the gift of prophecy, which eventually will fade away. It is more enduring than tongues, which will one day fall silent. Love remains long after words or knowledge are forgotten. Our present knowledge and our prophecies are but partial, but when love's perfection arrive, the partial will fade away. When I was a child, I spoke about childish matters, for I saw things like a child, and I reasoned like a child. But the day come when I matured, and I set aside my childish ways. For now we see but a faint reflection of riddles and mysteries, as though reflected in a mirror. But one day we will see face to face. My understanding is incomplete now, but one day I will understand everything, just as everything about me has been fully understood. Until then, there are three things that remain: faith, hope, and love. Yet love surpasses them all. So above all else, let love be the beautiful prize for which you run. Ja, kom ons kyk ook na 1 Korintiërs 13, wat apostel Paulus geskryf het, ook oor die verskil tussen agape, selfofferende liefde, onvoorwaardelike liefde. Ons hoor gereeld 1 Korintiërs 13 word by huwelike gelees, maar die oorspronklike konteks was om aan die Korinte kerk die eenheid, die behoorlike motiewe in hulle chaotiese, hoogs gefragmenteerde kerk te herstel. Daar was 'n probleem in Korinte. Die gemeente het gespog met hulle eie skouspelagtige geestelike gawes, soos om in tale te praat, dit te gebruik om hulle status te verhoog, en hulle het ook mekaar oorheers. So Paulus skryf in hulle en hy sê vir hulle, julle intense verdeeld dat jaloesie, wanorde in julle byeenkomste word veroorsaak, omdat julle nie God se liefde erken en ervaar nie. Julle tree op met menslike liefde. As ons dan kyk na die toebroodjie, die liefdeshoofstuk 13 is nie losstaande nie. Dit is strategies geplaas tussen hoofstuk 12, wat geestelike gawes uiteensit, en hoofstuk 14, wat verduidelik hoe om daardie gawes behoorlik in die kerk te gebruik. Ons sien hierdie mense in Korinte het gepraat oor die liefde en gedoen, maar hulle motiewe was verkeerd. En daarom was die kerk verdeeld en Paulus het dit goed gedink om 1 Korintiërs 13 aan hulle te skryf. Hy korrekteer hulle en sê, in wese, julle kan wonderlike gawes besit, maar as julle dit uitvoer sonder die motief van ware liefde vir julle naaste, is dit geestelik betekenloos en ontwrigtend. En ons sien dit so baie keer vandag in ons samelewing, in ons kerke ook. Daar's verdeeldheid, daar's oneenigheid, daar's verskillende opinies, die mense los hulle probleme met verkeerde motiewe op. So kom ons ondersoek elkeen onsself weer eens, met watter motief het ek dit gedoen, met watter motief het ek dit gesê, hoe het ek opgetree, en ook ons kerke, kom ons kyk na mekaar, ons gemeentelede, dat daar eenheid sal wees, dat daar liefde sal wees, dat daar vrede sal wees, en dat ons dit werklik doen met Godse liefde in ons hart. Ons motief moet wees Godse liefde. Ja, ons is almal verskillend, elke een tree verskillend op, elke het 'n verskillende opinie, maar kom dat ons hande vat, en elkeen dit doen uit Godse liefde. As ons 'n bietjie gaan kyk, baie keer hoor ons van liefde, die woord liefde, maar liefde is 'n doen, dis 'n aksie, dis nie net 'n gevoel of 'n emosie nie, ek voel nou so, net of voel ek so, ek is bly vandag van die omstandighede is goed, ek het geld gekry, ek is bevorder, ek kon 'n nuwe ryding koop, daarom gaan dit met my goed, en ek aanbid die Here, ek dien dit, en dan is jou tye as dit moeiliker gaan, as jy in die vallei is, dan betwyfel jy God se liefde. Nee, ons moet nie dit so doen nie. Ons moet besef, hoogtes, laagtes, dieptes, God het ons lief en ons moet hom aanbid. En ons moet ook leer van ons kant af om God meer lief te hê. Dan
Hoe behandel ek ander mense? Dis baie keer so hartseer as jy sien hoe ander medeboeties en sissies mekaar beledig, mekaar sleg sê. Dit moet selfverlonend wees. Dit gaan nie net oor my begeertes, jou begeertes of jou behoeftes nie. Ons is baie keer selfsugtig. Ek wil dit doen want dit pas my so. En wat is voordelig vir my? Wat is my motief? Wat kan ek hieruit kry? As jy daai dinge begin vra, moet jy dadelik terugkeer en sê nee, dit is nie God se liefde waarmee ek hier optree nie. Hierdie liefde het 'n ewigheidswaarde. Ons kan dit nooit genoeg beklemtoon nie. Paulus redeneer dat die liefde van die vroeëre kerk toepaslik was, net tydelik was, en dit sal vergaan met die wederkoms van Jesus. Want agape liefde is vir ewig en sal nooit opmaak nie. Dit sluit hoop en geloof in. En kom ons onthou ook God se liefde vergewe en vergeet. Dis ongelukkig al waarvoor ons tyd het vandag. So kom ons kyk 'n bietjie na die gebedsversoeke. Ons weet dat ons in 'n tydperk ingaan waar die skole sluit, baie mense gaan met vakansie, baie voertuie op die pad, so kom ons tree in, ook vir ons jeug daar buite, wat in hierdie vakansieseisoene, ons sien baie van hulle op die straat, ons sien baie van hulle doelloos rondloop, so kom ons bid werklik, dat hulle nie vasgevang sal word in verkeerde dinge nie, ons bid vir ons voertuie op die pad, kom ons bid ook, daar's nog baie mense wat siek is vir genesing, en dan is daar ook baie versoeke vir huwelike. Huwelike van baie jare, 40, 46, 45 jaar staan en dan ewe skielik kom daar verbrokkeling. So kom ons tree werklik in, ook vir ons huwelike in hierdie tyd. Vader, baie dankie dat ons die voorreg het om te kan hande vat vir oggend in liefde. Here, en te kan eers sê dankie vir die groot liefde wat U vir ons het. Here, ons verstaan dit nie altyd, ons begryp dit nie, maar ons weet dat God se liefde so groot was, dat hy sy eniggebore seun, Jesus, vir ons gestuur het. Baie dankie vir die voorreg wat ons het om te weet en vashou in hierdie groot liefde. Vader, ons bid vir ons kinders, ons jeug op die strate, wat vakansie behoed en bewaarde van die bose. Help vir hulle, Here, om goddelike keuses uit te oefen, om hierdie goddelike liefde te beoefen. Here, ons dink ook aan elke voertuig, op die paaie, baie mensies wat met vakansie gaan, dat U hulle behoed, bewaar en beskerm, veilig terugbring ook weer na hulle huise toe. Vader, en dan bid ons vandag vir huwelike, waar ons baie versoeke het, Here, ook van mamas, vrouens, dames, Here, wat hart geslaan is as die man die huis verlaat het na soveel jare. Ons bid vandag die bloed van Jesus oor elke huwelik daar buite, dat God se liefde die middelpunt sal wees van hulle huwelik, en dat hulle liefde vir mekaar weer eens sal terugkeer, dat hulle nie met menslike liefde na mekaar sal kyk nie, Here, dat U vir hulle help om te vergewe, te vergeet, en vas te hou aan God se liefde. Ons bid vir elke huwelik daar buite, en ons roep man en vrou tot verantwoordelikheid, Here, dat hulle sal staan op hulle belofte wat hulle afgelê het. Seën die huwelike daar buite. Baie dankie vir die voorreg wat ons het om te kan hande vat, saam te kan bid, mekaar te kan oplig. Dankie weer eens vir hierdie groot liefde. Ons wil ook vandag vir U sê, dat ons vir U lief het en dat ons U wil dien. Ons vra dit als in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Baie dankie, totsiens tot 'n volgende keer. Baie dankie dat julle saam gekuier het. Totsiens.